Goeienaand, is nog 1 Augustus by my en lankal 2 Augustus by julle in Suid-Afrika. Ek kyk nie hier, is nou al 4:30 die oggend by julle. Ek maak gou 'n kort video van 'n paar antwoorde van mense wat na vandag se die live wat ek vandag die Saterdag gedoen het. Het daar nog ekstra vrae opgekom wat ek sommer gou hier gaan antwoord. OK, eerste ding om mee te begin. Onthou, ek het nie 'n publieke e-mailadres wat jy ongelukkig nie kan kontak nie. Ek gebruik nie Facebook Messenger nie en ek gebruik nie WhatsApp nie. So ongelukkig het ek nie daai tipe van goed om met julle individueel kontak te maak nie. Julle kan op my vrou se Facebook gaan, Annelies Snyman Botha, en daarvan iets stuur as ek dit. En ook onthou, sy het nie baie tyd om aan deur te gaan nie. So sy gaan nie noodwendig aan almal elke liewe een persoonlik aandag gee nie. Vir alles daar goed is wat presies dieselfde vraag is, sit ons dit net hierso in hierdie vraag in. Die tweede ene, as jy nie daarvan hou dat ek my taal 'n bietjie mix nie, stop asseblief onmiddellik om verder te luister, dat jy nie jou hartaanval kry nie. En nou vir die res. Iemand sê hy het verneem, dat partykeer word die man goedgekeur of afgekeur, maar die vrou goedgekeur. 'n getroude paartjie, een word goedgekeur, een word afgekeur. Nou wat nou? Wel, ek kan nie vir jou huwelik raad gee nie. As jy die vrou is wat goedgekeur is en die man afgekeur is, en die vrou wil nog steeds kom, dan stel ek voor, die vrou skei die man en kom Amerika toe. Gaan nie die lewe hier in Amerika. Nee, daai besluit moet jy vir jouself maak. Die een wat afgekeur is, kan nie kom nie. That's it, dis die einde van die storie. Die een wat goedgekeur is, kan kom. So, dis julle besluit onder mekaar. Wat gaan julle daaroor doen? Moet jy die spuite vat by die medies? Ja, jy moet die inspuitings vat. Nee, dis nie COVID-inspuiting nie. Dis gewone goed soos vir polio, die kindersiekte inspuitings, daai tipe van ding. Waar staan dit dat die familie nie kan kom kuier nie? Want my keishoker het gesê, hulle kan vir my kom kuier oor 3 maande, ons is nog net hier aangekom. So, OK, wil ek gou vir almal die antwoord gee. As jou familie in Suid-Afrika alreeds Amerikaanse visas het, vakansievisas, hulle het dit alreeds in hulle paspoorte, is daar geen probleem vir hulle om te kom nie. As hulle nou gaan aansoek doen vir vakansievisas om by jou te kom kuier en jy's nog 'n refugee onder die refugee status, gaan jy baie groot teleurstelling kry. Hulle gaan dit nie kry nie. Daar's al oor genoeg bewyse daarvan. Ek het net gister met iemand gepraat wat sy 'n ma wil vir hom kom kuier. Hy's al 8 maande in Amerika. Hy's nog op die refugee program. Sy ma wil vir hom kom kuier. Daar's net gesê sorry, sy kry nie 'n visa nie. So, as jou keishoker vir jou gesê het, nee, is geen probleem nie, jou pa maak hom vir jou kom kuier, luister vir jou keishoker, dis fyn. Ek het hier's 'n baie belangrike vraag. Ek het 'n special needs kind wat spesiale goed moet eet, net sekere goeders. En jy kan nie kos op die vliegtuig vat nie, wat maak ons nou? Maak seker jy praat dit uit met jou onderhoude en goeders, van hulle kaartjies reël, want onthou as hulle vliegkaartjies koop, dan jy kan wanneer jy 'n vliegkaartjie koop, kan jy aansoek, vraag daar op die airlines moet doen vir 'n special diet. So hulle moet dit wat jy vir op die special diet sit, moet hulle beskikbaar maak vir jou. So is baie belangrik dat jy vir hulle laat weet met die final interviews, wanneer hulle daai tipe van ding doen, dat hulle wanneer jy jou vliegkaartjie koop, klaar jou kos bestel wat jy moet kry vir die special need kind. Wat van as iemand dood of ernstig siek in Suid-Afrika is, kan ons teruggaan? Nee, jy kan nie teruggaan nie. Ek het dit nou al baie keer gesê. Terwyl jy 'n refugee is, kan jy nie teruggaan Suid-Afrika toe nie. Daarna kry jy 'n green card. Nie is nie green card holder kan jy teruggaan Suid-Afrika toe nie. Want jy het weggekom uit Suid-Afrika uit jy het gevlug uit Suid-Afrika uit, is 'n refugee. As jy nou weer terug gaan soontoe, het hulle net sê, OK, dan het jy nie meer nodig om hier te wees nie, so jy kan nie meer in Amerika aankom nie. Dan gaan jy nooit weer in Amerika kan aankom nie. Wat beteken dit om 'n Thai te hê? OK, so vir die nuwe mense op die program, 'n Thai, dis iemand wat in Amerika bly, 'n Amerikaanse permanent resident or a citizen. Het kan familie wees, het kan vriende wees. Iemand wat hulle self opgee as jou Thai. Nou, as jy aansoek doen en sê vir ek het 'n Thai, sy naam is Joe. Hy bly in Memphis.
Hulle gaan vir Joe kontak. Dan gaan hulle vir Joe papier stuur. Op hy papier moet Joe aandui. Waarmee kan Joe vir jou help? Hy kan help met akkommodasie, hy kan help met alles. Hy kan help om jou na afsprake te vat en so aan. Dan is die kans baie, baie goed dat hulle jou by Joe gaan plaas. Hy kan nie help met akkommodasie nie, hy kan nie help met kos of iets nie. Hy kan net help om jou miskien te vat vir 'n afspraak by die dokter of vir 'n afspraak by Social Security. Dan kyk hulle, is daar 'n caseworker in daai selfde dorp waar Joe is? As daar nie 'n caseworker is nie, gaan hulle nie daar plaas by Joe nie. So, 'n taai is iemand in Amerika by wie jy jou kan plaas en daai ou staan in as 'n caseworker vir die program. Ek sê enkel ouer met 2 gestremde kinders moet ons apart aansoek doen. So, onthou as jy 'n enkel ouer is, as jy gestremde kinders is, al is hulle adults. Jy praat nou van 2 adult gestremde kinders. Nou adults, enige kind oor 18 moet self aansoek doen. Dan kan jy hulle laat link. Maar as die kind gestremd is en hy het nie die vermoë om daai proses te volg nie, dan dis wat jy op jou aansoek insit, want as dit nog steeds een pakkie. Jy gaan dalk namens hulle die aansoek moet insit, maar jy link dit. En hulle sal jy by mekaar hou, julle gaan nie opgesplit word nie. Veral nie met gestremde kinders nie. Iemand sê, kyk terug boontoe vir my vraag wat ek vroeër gevra het. As jy dit gaan tik op my Facebook of op my YouTube, waar ek die live besig is om te doen, gaan ek net verder aangaan na die volgende vraag toe. Ek het glad nie die tyd om terug te rol en te soek, waar het jy 'n vraag voorheen gevra nie. Dis unfair teenoor die res van die mense wat vra en vir my wag. As ek per ongeluk oor jou vraag geskiep het en hom nie gesien het nie, sit hom maar net weer daar, dis al. Maar ek gaan definitief nie terugrol en soek spesifiek nou vir een vraag. En veral nie as ek in die kar ry nie. So, onthou nie dit, maak dit nou maklik. Kan ek my vuurwapen saambring? Jy kan try. Jy gaan baie papiere invul en lisensies en goed moet kry. En jy gaan dit nie kan kom saam met jou bring as 'n refugee nie. Want daar's nie tyd, as hulle vir jou sê, okay, jy moet nou regmaak, jy vlieg volgende week, kan ek jou waarborg, daar's nie tyd dat jy gaan tyd hê om lisensies en goed te reël om jou vuurwapen saam met jou te bring volgende week. Kan jy hier kom en dit laat ship hiernatoe na die tyd? Ja, verseker. Selfde ding. Jy gaan lang prosesse moet hê en lang papiere moet invul en die ITF moet gaan om jou wapens oor te kry in Amerikas. Sê jy is verkoop ek jy goed daar, vergeet vir 'n familielid of iets, en kom hier en koop jy veel brand new ones. Wapens is goedkoop hier in Amerika en hulle is baie maklik beskikbaar en jy kan baie vinnig een kry. Maar dit is nog steeds jou keuse as jy wil wapens saambring, as jy wil die proses volg om hulle te kry. Maar dit is nie so maklik nie. Bygesê, dis nie onmoontlik nie. Dis al vir nou. As ek op die Sondag, nou julle is klaar Sondag by julle, wanneer julle wakker word oor 2 ure, die is seker mense wat klaar wakker is. As ek op hierdie Sondag 'n kans kry om 'n live te doen, dit sal nie voor 7 uur Sondag aan Suid-Afrika tyd wees nie. Definitief nie voor 7 uur nie. En as dit is, sal dit hier by tussen 7 uur en 8:30 wees. Nie later nie. En as julle my nie sien nie, sorry dat ek nie tyd gehad het, want ons kry mense môre. Okay, baie dankie, geniet die aand. Cheers.